Hallo en welkom terug by die kanaal. Vandag wil ek met jou gesels oor iets wat ons almal ken. Bekommernis. Jy weet, daardie gevoel wat jou bors laat toetrek en jou gedagtes op loop sit. Die Here nooi ons egter uit om iets anders te doen, iets beter. Kom ons kyk saam na die ongelooflike woorde in Filippense 4 vers 6 en 7. Daar staan: Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Wanneer jy hoor, jy moet jou nie bekommer nie, of, soos die 1983 vertaling sê, besorg wees nie, waaraan dink jy eerste? Meeste van ons dink dadelik aan fisiese behoeftes. Jy weet, kos, klere, geldsake. Maar hierdie fisiese dinge is nie al waaroor mens jou kan bekommer nie. Wat van die dae waar alles skeefloop en jy jou bekommer omdat jy nie al jou draaie gaan kry en alles op jou doenlysie gaan afhandel nie? Of wat van die nagte wat jy wakker lê en jou bekommer oor jou huwelik, jou kinders, jou ouers se gesondheid, jou werk? Al hierdie dinge kan 'n mens oorweldig en jou sommer lus maak om weg te hardloop. En is juist wanneer dit gebeur, wat dit belangrik is om Filippense 4 vers 6 en 7 in gedagte te hou en dit in jou lewe toe te pas. Moet oor niks bekommerd wees nie. In Filippense 4 vers 6 sê die Here baie duidelik vir ons om oor niks bekommerd of besorgd te wees nie. Dit sluit alles in, van jou basiese behoeftes tot jou verhoudings, gesondheid, huwelik, werk, kinders ensovoorts. Wanneer jy agterkom, jy is besig om jou oor een of ander ding te bekommer, onthou dadelik dat die Here sê jy moet jou nie daaroor bekommer nie. Maak in alles julle begeertes bekend. Die Here sê nie net vir ons om ons nie te bekommer nie. Hy sê ook vir ons wat ons met daardie dinge waaroor ons ons bekommer, moet doen. Ons moet in alles ons begeertes of versoeke aan hom bekend maak. Alles beteken alles. Nie net die groot goed waarvoor jy nie self 'n oplossing kan kry nie, maar ook die klein dingetjies, die seermaak dinge, die dinge waaroor jy skaam voel. Onthou, die Here weet klaar daarvan, maar hy nooi jou uit om dit na hom toe te bring. Deur gebed en smeking met danksegging. Nou kom ons by iets belangriks wat ons gewoonlik so 'n bietjie van vergeet. Die Here sê ons moet ons begeertes en versoeke bring met danksegging. Dit beteken ons sê vir die Here dankie voordat hy antwoord. Ons sê dankie vir wat hy nog gaan doen. En ons sê ook dankie vir wat hy reeds gedoen het. Dankbaarheid vir ander mense fokus. Dit haal jou fokus en aandag af van jou probleem en skuif dit terug na die Here toe. Die vrede van God. Wanneer ons hierdie dinge doen waaroor ons nou al gesels het, gebeur daar iets wonderliks. Die Here gee vir ons sy vrede. Dis 'n vrede wat jou verstand nie heeltemal kan begryp nie. Dis 'n vrede wat jou hart en gedagtes stil maak. Jy begin rus in die Here, omdat jy weet hy is betroubaar. Hy sal doen wat reg is, op sy tyd, op sy manier. So, wanneer jy vandag agterkom dat bekommernis besig is om in jou hart en gedagtes in te kruip, doen dadelik hierdie 4 dinge. Bring dit na die Here toe. Vra vir hom om vir jou te doen wat net hy in die situasie kan doen. Sê dan vir hom dankie vir wat hy gaan doen. En rus dan met vertroue in die vrede wat hy gee. As hierdie boodskap vandag vir jou iets beteken het, deel dit dan met iemand anders. Gee dit ook 'n thumbs up hieronder en teken in op ons kanaal vir meer wenke en boodskappe. Baie seën vir jou en onthou, die Here is naby. Hy hoor jou en hy sorg vir jou. Altyd.